Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig na die hoofde saam in gebed. Here, mag U woord ons vandag voed en opbou tot U eer. Amen. Ons voorlesing vanmôre is vanuit 1 Korintiërs 12, verse 12 en 13. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop. Of ons nou Jood of Grieks is, slaaf of vry, ons is almal van 'n een gees deurdrenk. Die liggaamsmodel word hier deur Paulus bekendgestel. En hiermee is hy in lyn met Jesus se gebed vir eenheid in Johannes 17 vers 20 en 21 waar hy bid: Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die rede vir eenheid is sodat die wêreld kan glo dat die Vader Jesus gestuur het. Hierdie beginsel word weer deur Jesus herhaal in Johannes 17 vers 23 met die woorde: sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefhet, net soos U my liefhet. Die eenheid getuig ook van die Vader se liefde. Die liggaamsmodel wat hier in Korintiërs aangebied word, vorm met ander woorde deel van Jesus se hartklop vir gelowiges. Paulus skryf oor beide die eenheid sowel as die liefde, wanneer hy hieroor praat. Mag Jesus se gebed in ons lewenswandel vervul word. Mag ons met begrip en fyn aanvoeling in eenheid en liefde wandel. Kom ons bid saam. Here, rig ons lewe asseblief op U eenheid en liefde. Amen.